Ek het begin sleg voel, ek was heeltyd moeg. Letterlik asof jy griep het en ek het toe op die dag toe sê ek vir my vrou, ek gaan van die huis af werk en ek het, jy weet, huis toe gaan, ek het van die huis af gewerk, 2 uur daai middag toe raak ek aan die slaap, slaap vir 2 ure, Vrydag dieselfde, raak aan die slaap, Saterdag is ek in die tuin, doen 'n paar goedjies en 12 uur sê ek van nee, ek is pap, ek is op, ek is nou soos in slaapmoeg, ek gaan lê 1 uur en 'n half. Toe bel sy die dokter, maak 'n afspraak en die eerste ding wat hy vir my sê, soos ek geskryf het in my getuienis, jy lyk 'n bietjie geel. Ek dink toe eers, kyk, dis bietjie borderline, jy weet, jy kan nie dit vir ou sê nie, jy weet, maar dadelik bloedtoetse. Dit is toe op daai stadium wat hulle vir my sê, maar jou lewerfunksie is besig om te val, redelik vinnig, so ons kyk moontlik na, jy weet, 'n lewerversaking of 'n ernstige toestand. Hulle neem toe 'n sonar en dis toe hulle van die nuus breek en sê, luister, daar's 'n gewas. En toe ek hoor is 'n gewas, toe sê ek, okay, cool, wat's volgende? En die kanker het nooit in my kop ingekom nie, nooit nie, dit was nie die probleem nie, die probleem was net, ons moet net die siekte uitsort, wat gaan aan met die lewer? Toe sê hulle, maar hierdie gewas sit nou op hierdie pypies, wat ensieme na jou lewer toe vat, ons gaan stents insit. Dit is sommer gou-gou, jy gaan in, jy's uit, en dan sit verby, en dit was nie so nie. Ek het uit die teater uitgekom, en ek het in die hel wakker geword. My hele lyf brand, ek kan nie eers asemhaal nie, ek kan nie praat nie, ek kan nie eers skree van die pyn nie, want my asem is op, dis hoe seer dit is. Daar is nie 'n manier om met so 'n persoon te praat en te hoor wat het nou eintlik verkeerd gegaan nie, want hy het net eenvoudig verdwyn en hoe kan ek amper sê, dis is waar my geloofsreis regtig waar 'n skop gekry het in die tande. Ongelukkig het die een stent losgekom en hy migreer toe deur my, soos ek gesê het, galblaas, deur die pankreas, deur die maag. Ek wil 2 dokters se name noem. Is dokter Stefan Hofmeyer en dokter Jaco Botus, wat toe ek uit die teater uitgekom het en dan die volgende dag net so opgeswel gestaan het met sepsis en soos op die randjie gesit het, waar daai 2 manne my oopgemaak het, my uitgespoel het, skoongemaak het, alles weer mekaar gesit het. Daai 2 manne het my lewe gered. Terwyl ek op die tafel was, het daar klomp goedjies gebeur, ek het verskriklik baie bloed verloor, toe hou ek op asemhaal, en toe het hulle my dadelik geïntubeer, en van daar af is ek in 'n koma vir 5 dae. Ek het nie 'n lig aan die einde van die tonnel gehad nie. Die mense het my gevra na die tyd, luister, ek het al by jou gestaan en gesels, en ek het jou hand vasgehou, het jy dit gevoel, het jy my gehoor? Ek sê, nope, jy word net 'n week later wakker en ewe skielik is dit, dis hoe dit is. Jy's in 'n plek wat jy nie eers ken nie, jy's uit die saal uit geopereer, nou word jy wakker in ICU, en ek het van daai dag af, het ek daarso, kan ek vir julle eerlikwaar sê, het ek 'n bewuslike besluit geneem en gesê, hier wil ek uit. Maar ek het hierdie ongelooflike fisio gehad wat my gedruk het en sy het net eenvoudig gesê, gat ons. Daai heel eerste dag, toe ek uit die koma uit wakker word, en ek sien my vrou langs my sit, maar die pyn op haar gesig en die verligting, sy vrou is deur hel. Jy weet, vir haar, om deur al hierdie nog steeds, jy weet, haar kop te kan hou en nog steeds die ma te kan wees wat sy is, dis net amazing. Dit het my amper gebreek, to be honest. Maar dit is elke keer saam met haar waar ek saam met haar deur het kon praat en agterkom wat eintlik gebeur het en wat sy eintlik moes ervaar het, uit haar oë uit. Dit was die swaarste. So ons laaste termyn in laas jaar, in 2024, was verskriklik moeilik vir die kinders. Hulle het gesukkel. Hulle het baie gesukkel. Het gaan nou baie beter. Ons is deur die proses, die 3 maande van genesing en toe met die kankerstryd begin. Die kankerstryd het ek oorgegee aan die Here daai heel eerste dag al, en met geen kommer in my stem kan ek vir julle sê dat ek eers 'n dag lank bekommerd was oor my kankerstryd nie. Ek dink nie hoop is die regte woord nie. Hoop beteken daar's 'n wesenlike wens dat iets great gaan gebeur. Dis 'n versekering in my geval. Vir een of ander rede, vandat ek my oë oopgemaak het, was daar nie hoop nie. Daar was hierdie versekerde gevoel in my dat alles is okay. Ek werk vir 'n ongelooflike maatskappy. Die tweede keer toe ek nou so siek word en alles gaan verkeerd,
Daai mense het eenvoudig uit hulle eie uit sonder enige stories het hulle saamgetrek, my hele familie so omvou, hulle het begin kos stuur elke dag, hulle was daar gewees, die kinders aangebied om rond te ry. Daar's mense wat ek 30, 40 jaar laas gesien het, honderde mense wat ek van geen kant af ken nie. En almal bid. En dis hoekom ek ook Jakobus 5:16 aangehaal het op 'n nuwe vertaling, want met die nuwe vertaling sê so van waar mense is, jy weet, saamdrom en saam bid. My raad aan enigiemand met deur 'n gesondheidskrisis, geloofskrisis, enige emosionele krisis gaan, op daai punt het ek altyd gesê, as jy vir die Here vra om jou te help, jy moet bid vir wat jy regtig in gaan glo. Jy soek genesing, jy moet dit glo. En dan moet jy dit los. Jy moet dit oorhandig aan die Here. Hy sal die Heilige Gees stuur en hy sal werk. Terwyl ek nou in hierdie proses was, het ek die wapenuitrusting van God, het ek so 'n boek gekry by iemand, maar daar's een wat vir my verskriklik belangrik is die helm van verlossing. Daai helm is een wat nie net ons beskerm van al hierdie gedagtes wat in ons koppe ingaan en ons die hele tyd af laat wyk van ons Christendom en ons godsdiens en sovoorts nie. Dit is ook die enetjie wat jou negatiewe gedagtes kan blok. En dit is, jy moet daai helm ophou, glo vas en volhard. Niemand het gesê dis maklik hier. Dis op die einde van die dag die enigste raad wat ek kan gee is, hou jou oë op Jesus.